Goeiemôre julle almal. Dit is vir my verskriklik lekker om vanoggend saam met julle te kan kom kuier by die aanlyn erediens van ons gemeente. Nou, ek hoop julle het 'n baie feestelike en 'n goeie tyd gehad saam met julle familie en vriende, waar julle Kersdag baie geniet het en ook die liefde van ons Here Jesus beleef het op 'n totaal en al 'n nuwe vlak. Nou, vanoggend kom ons hier so by mekaar en ons gaan net 'n paar gedagtes deel rondom die woord. Maar voordat ons daarby kom, net eers gou 'n paar afkondigings wat ons het vir vandag. Soos wat julle weet, is die kerkkantoor gesluit, ons almal rus lekker. Die kerkkantoor sal weer die 7de Januarie oopmaak en almal sal weer op hulle poste wees soos nodig. Indien daar enige hulp tekort kom of sulke goed, kan julle een van julle kerkraadslede dit weet. Ek weet daar's 'n paar wat hier so in die dorp agtergebly het en nie op vakansie gegaan het nie. Of as julle 'n predikant nodig het, is julle meer as welkom om Dominee Willem Petzer te kontak, wat dan nou aan diens is vir die hele Oos-London, King en Stadruim se gebied. So julle kan hom gerus skakel indien julle rarig iets dringend nodig het. En dan kan ons net daaraan wil ek julle herinner aan die 11de Januarie eerstens, waar ons eerste in persoon erediens gaan wees hier so by die kerk, waar ons dan met mekaar gaan kom vir die jaar en wat ons die eerste diens net so gaan saam met mekaar kuier. En dan die 18de Januarie, die Sondag daarna, begin ons lekker groot met 'n gesinsdiens en 'n nagmaals erediens, en dan so ook het ons dan ons nuwejaarsbraai na die erediens. So asseblief laat weet ons wie van julle almal kom, dat ons kan reël vir die regte hoeveelheid slaaie en regte hoeveelheid stoele wat ons kan uitpak. En net om seker te maak dat ons almal sien wat ge-RSVP het en gesê het hulle gaan opdaag. So kom geniet die dag dan saam met ons ook die 18de, die erediens en die ete, en dan gaan so die res van die jaar ook dan nou ingaan. En dan ook die Sondagskool gaan dan natuurlik daai dag afskop, maar al die kinders gaan in die kerk wees saam met ons met die gesinsdiens, en dan die Sondag daarna sal hulle weer vir die eerste keer na die klasse toe opverdeel, waar hulle dan ook hulle boeke gaan ontvang en die tyd ook dan nou so saam gaan leer en gaan geniet saam as groep jong klomp. So ons gaan dit regtig baie geniet. En ek dink dit is die afkondigings wat ons het vir vandag, soms so vinnig kortliks. En ja, soos wat julle weet, ons voorbereidingslys is op ons boodskapper, die laaste ene wat uitgestuur is, ons dink nog steeds aan elke liewe enetjie. Ons dink aan die hele gemeente eintlik, ons bid vir almal die wat op die pad is, dat almal sal veilig wees en dat die Here hulle regtig sal kom beskerm. En dan ook, ons sê ook baie geluk aan elkeen wat verjaar in hierdie tyd. Daar's 'n paartjies wat verjaar, so ons sê vir hulle baie geluk. Mag dit 'n mooi en 'n geseënde jaar ook vir julle wees en dat julle dit sal geniet en die Here se goedheid en guns ook so sal beleef in julle nuwe lewensjaar. Maar kom ons word rustig en ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die lieflike oggend wat ons het. Here, dankie dat ons die voorreg het om aanlyn by mekaar te kan kom en saam rondom u woord te kan kom deel. Here, dankie dat u met ons elkeen wil kom praat vanoggend. Jesus, ek vra dat u ons harte sal oopmaak sodat ons kan hoor en verstaan en ook sal kan ontvang. En Here, maak ons rustig en help ons, Here, om regtig te kan fokus op u. Dankie vir die woord en seën ook die woord vanoggend. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees, soos wat ons hier so ook vanoggend saam rondom die woord kuier. Amen. So die van julle wat graag wil, kan so lank blaai na Psalm 62 toe, waar dit ons oggend gaan lees, en ek gaan sommer die 2020 vertaling uitlees vir ons. Nou, ons tema van vandag, waar ons bietjie gaan gesels, is tevredenheid en rus by God. Nou, ons weet, dis nogals 'n vreemde tema vir hierdie tyd van die jaar, wat ons meeste van ons nogals op vakansie is, en party van ons nou lekker begin uitrus het, en ander eintlik nou eers gaan begin rus, en die rustigheid gaan beleef. Nou, ons weet ook, dat rus en tevredenheid en sulke is amper deel van 'n tipe van 'n emosie wat ons beleef. Nou, ander emosies wat ons ook van weet, is goed soos geluk of hartseer, opgewondenheid, angstigheid, vrees. Daar's nog 'n redelike klomp verskillende emosies wat ons weet ons beleef elke liewe dag.
En tog, dit wat hulle in gemeen het, is dit wat ons met hulle doen. Hoe hanteer ons dit? Hoe leef ons dit uit? Hoe straal ons hierdie emosies uit? En hoe hanteer ons die mense wat rondom ons is van hierdie emosies dan nou in ons voorkom op 'n spesifieke dag? Nou party dae is daar net een spesifieke emosie wat opkom en ons is net gelukkig of ons is net te rustig of net tevrede. En ander dae is dit soos 4-5 verskillende emosies in een dag of selfs meer. Maar tog emosies is so deel van ons dat ons nie sonder dit kan gaan nie. En ons het nodig om te weet wat ons emosies beteken en waar dit vandaan kom. Maar so ook dat ons emosies baie keer nog as 'n boodskap het om met ons elkeen te kom deel. En ons moet luister na daardie emosie en daardie boodskap. Maar so ook is 'n emosie daar om ons baie keer uit te kom wys oor hoe ons optree. Tree ons reg op? Doen ons die regte ding? Is ons eerlik genoeg? Is ons dit presies wat Jesus wil hê ons moet wees? Eintlik kan emosies nogals baie keer baie oorweldigend wees. Dit kan ons hele dag omkrap of dit kan ons hele gesin omkrap. Emosies is baie keer oorweldigend. En wanneer dit so oorweldigend is, party van ons geniet dit nogals om dan in ons binnekamer in te gaan, onder 'n kombers in te kruip en dan net weg te kruip vir dit wat buitekant aangaan en dit wat selfs binnekant ons plaasvind. Ons wil nie die emosies herken nie. Ons wil nie altyd sê wat ons voel of wat rarig binne ons aangaan nie. Maar tog het ons nodig om dit met iemand te kan deel. Om ons emosies uit te kry, dit te verbaliseer en rarig te kan sê, maar dit is wat ons voel en dit is hoekom ons voel, soos wat ons voel. Nou ek moet sê die laaste paar maande, soos wat julle weet, was die kerk nogals besig met 'n hele klomp goed. En ek self het nogals die hele moegheid ding beleef. En nie net moegheid nie, maar frustrasie en angstigheid en net oor werk en weer eens moegheid. Dis goed wat rarig sterk voorkom wanneer ons besig is. Daarom sien ek ook uit om net bietjie af te sluit en net rustig gaan kry. Nou ja, met hierdie emosies het ek baie keer myself jammer gekry en ek het net weggekruip. In my eie hoekie ingekruip en gesê, maar ek wil niks met niemand te doen hê nie, want hoe ek gaan reageer of hoe ek gaan optree, mag dalk net verkeerd wees. Daarom het ek myself toegesluit. En eintlik wil die Here net gehad het oor maar gaan praat net met iemand. Gaan sit, of selfs sit in gebed, kom sit by my voete. En baie keer was dit ook net te veel gewees, dat ek dit nie kon doen nie. Ek weet nie wie van julle ook so belewenis gehad het hierdie jaar nie, waar julle net nie eers in gebed na die Here toe kon gegaan het, met die moegheid en die frustrasie en die angs en goed wat julle beleef het nie. Nou in die Bybel self is daar 'n hele klomp teksverse wat vir ons sê, maar kom na die Here toe. Die Here wil vir ons kom rus gee, hy wil vir ons kom kalmte gee. En daarom lees ons uit Psalm 62 uit, 'n Psalm van Dawid, waar hy ook hierdie kom beskryf het, waar hy kom beskryf het van die rustigheid van die Here. Nou ek gaan die 2020 vertaling uitlees, vers 1 tot en met vers 9, en dit sê daar vir die koorleier, 'n Psalm van Dawid. Net by God vind ek rus, van hom kom my verlossing. Net hy is my rots en my verlossing, my toevlugsoord. Ek sal beslis nie wankel nie. Hoe lank nog gaan julle 'n man bly aanval, vermoor julle almal hom, asof hy 'n muur is wat oorval, 'n tuimelmuur wat omgestoot word. Ja, hulle beplan om hom af te stoot van sy hoopplek. Hulle hou van leuns, met die mond seën hulle, maar in hulle binneste vloek hulle. Vind rus by God alleen my siel, want op hom is my hoop gevestig. Net hy is my rots, my verlossing, my toevlugsoord. Ek sal nie wankel nie. By God lê my verlossing, my eer, my sterk rots, my skuilplek, vind ek in God.
Vertrou ten alle tye op hom, o volk. Stort julle hart voor hom uit. God is vir ons 'n skuilplek. Nou ek lees net tot daar vir ons uit Psalm 62 uit. Nou hierdie Psalm wat Dawid geskryf het, laat 'n mens nog eens wonder waardeur hy alles gegaan het. Wat het gebeur dat hy tot hierdie besluit gekom het om hierdie te skryf? Nou ons weet daar het baie goed in sy lewe gebeur en hy sê 'n klomp goed en verkeerde keuses wat hy gemaak het. Maar met hierdie Psalm spesifiek weet ons nie wat sy rede agter dit was nie. Hy is wel oortuig daarvan dat hy net by een plek sy hart kan uitpraat. Net by een plek kan hom leeg maak en innerlike vrede kan herontdek. Dit is by God. Dit is om by God te gaan sit en regtig 'n tevredenheid te kan beleef wat net van God die Vader afkom. En dis hoekom dit vir ons ook so belangrik is om by God die Vader se voete te gaan sit. Maar om net gou te kyk na die woordjie tevredenheid en wat dit beteken en hoe dit ervaar kan word. Nou in die Engels word dit vertaal met satisfaction. En dit sal sê dan nou, satisfaction is the state of being content. The feeling that one's needs or wants are met. 'n gevoel van bevrediging. En selfs ook dat dit 'n plesier is wat ons beleef wanneer ons 'n doel bereik het. Wanneer ons iets bemag het waarmee ons gesukkel het. Dat ons regtig 'n tevredenheid in ons hart het, want ons het dit gemaak, ons het dit gedoen. Dit is reg en dit is klaar. Ons soek dan nie iets anders om dit reg te maak of om hulp te kry of enigiets soos dit nie, want dit wat ons gedoen het is goed genoeg. Dit gee vir ons 'n tevredenheid in ons binneste en selfs ook in die geloof, omdat dit net moontlik was saam met Jesus. Oplossings te kon kry, saam met hom, en dit te kon so uitleef. Net soos wat Efesiërs 5:20 dan ook vir ons leer, waar Jesus self gesê het, dank God die Vader altyd, oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Om God te dank met 'n tevredenheid in ons hart, omdat dit wat ons gedoen het, dit wat gebeur het, net kon gebeur het, omdat God die Vader, Jesus Christus self saam met ons was. So daar dieselfde tevredenheid wat ons beleef, iets wat in ons binneste plaasvind, is dan iets wat deur God kom. Iets wat hy vir ons kom gee, en ons word oorlaai met tevredenheid. Want hy is daar. Hy het ons gehelp. Nou daar sal altyd kere wees dat ons hierdie tevredenheid beleef en ons het nie altyd op woorde nie, of ons weet nie altyd om dit te beskryf nie, maar dis iets wat ons voel. Maar tog sal ook goed wees wat hierdie tevredenheid op ons steel. Goed soos angs, wat ons fokus heeltemal van God af, kom laat wegdraai en eintlik wat ons fokus na mense te draai. Daar waar mense ons beskuldig, mense ons sleg sê, mense selfs leuns oor ons vertel, of soos Dawid sê, wat hom wil doodmaak, wat sy lewe wil kom vat. Maar hy skryf, net by God kan ek rus vind. Van hom kom my verlossing. So Dawid skuif sy fokus heeltemal van die mense af, en skuif dit na God toe, om by hom te kan gaan rus vind, en by hom te kan gaan fokus, want dit is net God wat dit vir hom kan gee. So daarom, wanneer ons hierdie angs en vrees beleef, is dit nodig om rustig te word. Is dit nodig om, soos wat Dawid hierso ook skryf in vers 5, wat hy sê, ja, hulle beplan om hom af te stoot van 'n hoë plek. Hulle hou van leuns, met die mond seën hulle, maar in 'n binneste vloek hulle. Nou dis nogals iets wat ons baie keer beleef in ons lewens. Ons sien hoe mense vriendelik is met ons, hulle seën ons, maar eintlik, wat sê hulle regtig agter ons rug? Want dit wat ons hoor, is nie altyd mooi nie. Maar Dawid
Hy sê, maak nie saak wat die mense sê nie. Maak nie saak van die leuns wat hulle vertel nie. Maak nie saak van dit wat hulle versprei nie, al maak dit hoe seer. Dit wat die Here vir my sê, dit is wat tel. Dit is wat belangrik is. En die Bybel sê ook vir ons dat ons wang moet draai. En ons moet wegstap. Ons moet terugstap na die Here toe. En ons moet net 'n goeie woord oor die mense sê rondom ons. Nie iets slegs nie. Nou baie keer beleef ons dit net nie. Mense wat ons sleg sê, ons kry ongelooflik seer. Maar tog ook baie keer kan ons ook deel wees van die probleem. Ons kan ook dalk van die wees wat saam in 'n groep sit en ander mense sleg sê. Of ander mense beskinder oor dit wat hulle doen of dit wat in hulle lewens gebeur. Nou maak nie saak aan watter kant ons is nie, dit laat 'n letsel agter. Dit maak ons stikkend en seer in die binnekant en eintlik veroorsaak dit nou net nog meer konflik. Konflik wat ons met onsself het, maar ook met die mense rondom ons. Waar ons net met afgaan en sê, maar Here, ons weet nie, hoekom? Maar hierdie woorde wat Dawid sê, Here, net by U vind ek rus. Ons kan dit net bly uitroep en bly soek en smeek en Here, net U kan vir my die rus gee. Net U kan dit my help om rus te vind. Die wêreld gaan nie vir ons hierdie rus gee nie. Ons fone, hierdie sosiale media waarop ons baie keer opspring wanneer dinge te veel raak. Dit gaan nie vir ons die rustigheid gee nie. Dit gaan ons nie help nie. Ons is baie vinnig om te sê, maar kom ons kyk gou 'n bietjie na reels op Instagram of Facebook of waar ook al of TikTok, of ons maak gou 'n post en sê dit wat in ons lewens aangaan, ons blaker eintlik self baie keer ons ontevredenheid en ons seer uit. Ons vertel dit aan die wêreld en dan wonder ons hoekom mense ons beskinder. Hoekom hulle leuns vertel oor ons en hoekom hulle ons sleg sê. Jesus moet die eerste stap of die eerste stop vir ons wees waartoe ons gaan. Die eerste een wees waartoe ons draai wanneer dinge te veel raak. Wanneer ons moeg is, wanneer ons uitgeput is, wanneer ons oorlaai is, wanneer angs ons oorval. Want hy is ons veilige plek. Hy is ons skuiling. Hy is die een op wie ons kan vertrou, want hy sal ons help. Hy sal vir ons die rustigheid en die vrede gee wat ons nodig het, want hy is ons rots. Hy is die een wat ons kom sterk hou. Hierdie laat my baie dink aan Psalm 23, 'n psalm wat ons baie goed ken. Dawid het hom ook geskryf. En hy noem die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Die Here sal sy kinders beskerm, sy skape. Die Here sal vir ons 'n groen weiding gee waartoe ons kan gaan en kan gaan vrede en rus vind. Is dit nie iets wat ons na smag vir 2026 nie? Iets wat ons so graag soek nie? Want in daai skuiling en weiding wat die Here vir ons gee, is sy teenwoordigheid net oorweldigend. Maar dit vra van ons om ons fokus te draai na hom toe. Om regtig ingestel te wees op die Here en om te hoor, maar dit is waar hy vir ons kom vind en vir ons kom rustigheid en vrede kom gee. So Dawid se fokus kon dalk vasgevang gewees het met tye in sy omstandighede waarin hy was. En dis hoekom hy so baie psalms geskryf het. Hy het nog ons rarig sterk uitgekom oor dit wat hy voel en dit wat hy beleef, maar tog ook waar die Here teenwoordig is. Waar hy na God toe gedraai het en waar hy die Here se stem herken het en gehoor het hoe die Here hom kom uithaal en kom help. En net as gevolg van dit, omdat hy na die Here toe gedraai het, al het hy foute gehad, was hy 'n leier gewees. 'n sterk koning, iemand wat nie bang was om sy emosies rou en eerlik te gaan wys buitekant toe nie. Maar hy het geweet, hy moet dit na God toe draai. Hy moet met God gaan praat daaroor. Want by God sal hy kan rus vind. Sal hy kan uitkoms kry, sal hy kan weet wat aan kant om te gaan. Wat 'n keuse is om te maak. So ek weet hierdie jaar wat ons beleef het, 2025, was daar ook tye gewees wat ons rarig gesoek het na rus. Tye waar ons dit nie
beleef het nie, waar ons nie tevrede was oor dit wat ons gedoen het nie. Want ons sien die foute raak. Ons sien raak waar ons tekort gekom het in iets. Maar dit is juist in daai tye wat ons kan terugkyk en sê, maar Here, wat is dit wat ek kan leer uit dit uit? Here, help my om in aanraking te kan sien waar dit was in daardie omstandighede. Ons kan rarig na die Here toe draai en vir hom vra dat hy vir ons kom leer, sodat ons nie weer dieselfde foute maak nie. Dat ons rarig net weer kan rustig wees by hom en kan leer hoe om beter te doen. Want net hy, met die beloftes wat hy vir ons gee, kom help by ons. Kom red hy ons, kom gee vir ons die rustigheid en die vrede, wat ons elkeen kort. Maar dit vra dat ons reis saam met hom sal aanpak. Dat ons nie die jaar 2025 sal afsluit sonder hom nie, en ook nie die jaar 2026 sal ingaan sonder hom nie. Maar dat ons op sy ritme sal bly loop. Sy hand sal vat, saam met hom die pad sal stap. Want net hy weet. Hy weet wat die jaar inhou. Hy weet waar ons rarig die rus en die vrede gaan nodig hê. Waar ons sy teenwoordigheid die meeste gaan kort. Ek weet ons het net 4 dae oor van die jaar en tot soveel goed gebeur hier afgelope, kan ons sê 2 weke. Kersgeskenke wat ons gekoop het, kersetes wat ons beplan het, afsluitings by ons werke, goed wat net klaargemaak het en klomp goed wat ons kan herroep. Baie goed wat gebeur het. Maar nou kan ons afskakel en net sê, Here, ons wil u teenwoordigheid beleef. En al is Kersdag verby, kan ons nog steeds by die krib kom sit. Ons kan nog steeds kom kniel by die krib en kom sê, maar my redder het in die krib gelê. Hy is gebore om daarin te lê, maar ook om groot te word. En ek kan my vertroue in hom insit. Want hy is altyd daar vir my. Hy sal my help en hy sal my beskerm. So daar kan ek 'n uitnodiging in ons elkeen rig vanoggend. Om dalk te vat tot en met wanneer ons dalk terug gaan werk toe, of dalk vir die res van die jaar of die res van ons lewens. 'n uitnodiging om 20 minute 'n dag in stilte by die Here te gaan sit. 20 minute te vat en net ons aandag weg te draai van die besig wees van ons gejaagde programme en net gaan asemhaal by die Jesus. Om ons selfone, ons e-poste, ons WhatsApps, ons sosiale media net een kant toe te skuif. Rarig in stilte by die Here te gaan sit en wag. Want soos wat Dawid sê, net by God vind ek rus. So kan ons rus vind by die Here. Want ons elkeen kort dit. Ek weet ons elkeen het dit nodig. So mag ons dit beleef. Mag ons sien ook dat wanneer ons so rus kry by die Here en net by hom gaan sit in sy teenwoordigheid, hoe hy ons kom volmaak, hoe hy ons energievlakke kom eintlik herstel, vir ons meer kom energie gee, hoe hy ons gesondheid kom verbeter. Maar so ook hoe hy ons verhoudings met die mense rondom ons kom versterk. Mag ons dit so beleef. Mag ons hierdie uitnodiging vat en regtig doen, al is dit nie 20 minute, al begin ons dit met 5 minute. Maar om so dan aan te gaan en te leer, om elke dag of elke week 2 of 3 minute langer te sit in die Here se teenwoordigheid. In doodse stilte en net sy rustigheid te kan beleef. Want deur dit kry ons vrede. Kry ons tevredenheid oor dit wat ons doen, want hy gee vir ons die krag om elke dag aan te pak met die krag wat hy vir ons gee. So mag ons dit beleef, mag ons veilig in sy arms gaan sit. En mag ons sy liefde gaan ervaar, soos wat net hy vir ons kan gee. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend uit Dawid se verhaal kan lees, Here. Net een van sy psalms waar hy geskryf het en eintlik uitgeroep het en gesê het, net by U kan ons rus vind. Here, waar ons elkeen ook rus en vrede nodig het. Here, waar ons nodig het om
Net weet ek kan kom asemhaal. Here, vra ek dat U vir ons die tyd sal help om in te rig. Here, dat ons fokus na U toe sal draai. En dat ons regtig net by U voete kan kom sit. Kan kom asemhaal, Here, U hartklop kan voel. En Here, net kan sien hoe U die angs en die vrees en al die besig wees net kom wegvat. Dankie, Here, vir die rustigheid en die vrede. Seën ons ook in die dag wat voorlê en die week wat voorlê en die res van die planning wat ons ook doen. En dankie, Here, dat U ons nooit alleen los nie. Ek bid dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. So met dit mag julle regtig 'n geseënde tyd vorentoe hê tot en met ons volgende diens wat die 31ste gaan wees. Mag julle rustigheid beleef, mag julle lekker ontspan. So daarom ontvang ook die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee. Amen.